Baie welkom. Ons krag sou Vrydag aangewees het en toe Saterdag en nou vanmiddag 12:00. En toe reël ons intussen 'n kragopwekker en toe werk hy en ons het gister getoets en gisterand 10:00 het hy gekalf. So. Ons hou vandag kerk sonder krag. Ons noem dit die Afrika ervaring. In Mosambik hou hulle kerk onder 'n boom. En die gees is nie teenwoordig van nie afhanklik van PowerPoints en sulke goed nie. Ek wil tog net vir u uitnooi, as jy sukkel om my te hoor, wil ek u uitnooi om nader te beweeg. Jy is meer as welkom. 'n Paar lidmate het nou vanoggend gesê, in plaas van dat hulle nader beweeg, kan ek net nader. So, dit is ook 'n oplossing. Vriende, die Here sê daar waar 2 of 3 in sy naam vergader. Daar is hy teenwoordig. Kom ons wees bewus daarvan dat die Here hier is. Ons sien ook in die dorp en in die Wes-Kaap dat ons regtig moet voorberei vir ons eie dorp. Een van die dinge wat ek aan gedink het hierdie week is Galasiërs 5 praat van die vrug van die Gees en een van hulle is geduld, nee. Dat ons ook geduld sal hê in hierdie tyd. Maar dat ons goed nie so vinnig verweer soos wat ons graag sou wou gehad het. Ek wil vra dat ons 'n lied gaan saam sing. So wat ons nou gaan doen is ons gaan a cappella sing. En ek het 'n paar liedere gekies wat ons hopelik ken. En kom ons begin net eers met 'n lied. Die lied wat ons gaan sing is lied 530. Praat ek mense en die tale. Maar dis nie uit liefde nie. Praat ek mense en tale, maar dis nie uit liefde nie. Es my woorde, onze woorde, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitleg, berge liefde doorverstil. Baie dankie dat ons vandag weer net kan besef dat daar waar 2 of 3 vergader onder 'n boom in 'n vertrek by die vervolgde kerk, Here, waar hulle so bang is dat hulle die liedere moet fluister in plaas van sing. In 'n kerk sonder krag. Daar is U teenwoordig. So Heilige Gees, dankie dat U hier is. Dankie dat ons die woord het. Dankie dat ons kan sing, al het ons nie begeleiding nie. Here, ek glo ook dat in hierdie tyd wil U ons as 'n gemeente gebruik om ook die nood in hierdie dorp aan te spreek. So Here, gee dat daar waar ons kan help, daar waar ons nood sien, ons sal inspring, sal help. Vader, ek is so geïnspireer, die afgelope week ook deur gewone burgers van hierdie dorp wat help, wat voorsien, wat bakkies beskikbaar stel, wat takke afsaag. Here, ons is besig om te praat oor saam, dat U saam ons wil gebruik om U koninkryk te vestig, en ons het dit ook baie prakties gesien in hierdie week. Amen.
Vriende, ons kan ook so 2 liedere saam sing. Kom ons sing saam. Lied 528, leer my, U wil Heer, U doel met my. Leer my, U wil. Vriende, laaste van ons mekaar vanoggend gegroet. Ek vra dat ons 'n moment langer neem. Ek wil vra dat jy sal draai na die persoon voor en agter jou. Daar is baie skade in die dorp. Mense wat nog sonder krag sit vir 'n week sonder water. So ek wil vra, draai na die persoon voor en agter jou, gaan 'n bietjie waagmoed vat. En vind uit wat hulle naam is en dan vra jy vir hulle, hoe gaan dit met jou? Kan ons gou doen? Vra net die vraag, hoe gaan dit met jou? Ons het in hierdie tyd gepraat oor saam, dat die Here ons mekaar gee. Ons het verwys daarna dat 67 tekste in die Nuwe Testament is wat ons die mekaar tekste. Dra mekaar se laste. Hê medelee met mekaar. Hê geduld met mekaar. En dankie dat ons dit vanoggend op 'n klein manier net ook kon doen deur die eenvoudige vraag, hoe gaan dit met jou? Ons gaan nog 'n laaste lied sing en dan gaan ons die woord van die Here lees. Lied 384. Hier is 'n lydingslied, hier is 'n voortmoedigingslied. Dit sê Jesus dink aan my wanneer U hier by die huis kom. Jesus, wat die besaag ernstig opneem. Ons het 'n ton vleis wat gekom het van Merwewil. Daar is lidmate wat vir 'n week Merwewil toe is. En hulle gaan vleis haal. So jy sou op die WhatsApp groepe die nuutste nuusbrief gesien het. Daar is plekke waar jy kan betrokke raak. Jy sien dat jy voor die tyd 'n bietjie bestellings kan plaas. Dit help ons convenience om net voor die tyd al van die goed voor te berei sodat ons genoeg het op die dag self. Daar is vleis wat jy voor die tyd kan bestel. Merwewil lam. Dis besig om vinnig te hardloop, hoor. Maar jy is welkom om dit te bestel. So, bazaar is op pad. Dankie vir die betrokkenheid. Vriende, dan Pinkster. So, ons glo dat die krag vandag 12 uur sal aanwees. Ons gaan in elk geval voort met ons Pinksterreeks wat hierdie week begin. Dit begin môre aand 7 uur. Ons tema vir die Pinkster is 'n persoonlike verhouding met Jesus. Ons sê altyd hier in die kerk, dat om 'n Christen te wees is nie godsdienst nie, is 'n verhouding. Maar die vraag is, hoe lyk so 'n verhouding? So dit gaan 'n baie praktiese, basiese kursus wees oor wat is 'n persoonlike verhouding, en dan 'n paar goed soos, hoe lees ek die Bybel? Ek gaan ook vir 'n paar moderne tegnologieë bekendstel aan u wat u regtig dalk kan help om dieper in die Bybel te delf. Dan gaan ons die derde aankaart oor hoe bid 'n mens. En dan die laaste wat gaan ons praat oor hoe hoor ek God se stem. So elke aand, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, die erediens is 7 uur, maar van 6:30 af is daar sop en brood wat bedien word. En dit is gratis. Kan jy glo nie, die kerk is iets gratis. Maar dit is gratis, so jy kan 6:30 kom, sop en brood kry, brownie kinders, ek gaan elke aand 'n kindermoment ook doen. Ek gaan probeer om eerlik self nie so lank te hou nie, want ek weet die kinders moet teen 8 uur in die bed wees. So ons gaan seker so 40 minute erediens hê, maar jy is welkom, kom 6:30 kry sop en brood, en dan 7 uur kom ons hier by mekaar. En dan vriende, kan ek gou sê, ek het dit nou nie met die kerk gehad bespreek nie, maar ek dink nie dis 'n probleem nie. Ons kan nie op die oomblik die nood in hierdie dorp ignoreer nie. Ek dink nie vir dieselfde. Ons is bewus daarvan dat ons nou 'n bazaar deel en ons vra vir u vir baie skenkings vir die bazaar. En ek hou nie eintlik daarvan om fondsinsamelings te deel nie. Maar ons sit met 'n dorp waar daar regtig mense is wat nie kos het nie, wat nie klere het nie, wat nie kombers het nie. So my versoek aan u gaan wees, of u nie dan in Pinkster en volgende Sondag 'n bietjie onbederfbare kos kan doen. Net 'n blikkie, dalk 'n bietjie pasta,
dalk 'n kombers wat jy nie gebruik nie, dalk klere wat jy nie het nie. En dan gaan ons uitvind waar is die grootste nood, en dan gaan ons dit beskikbaar stel in die dorp. So ek wil tog vir u vra, jy hoef nie noodwendig iets niets te gaan koop nie, kyk sommer net daai blikkie kos wat jy nie gebruik nie, of wat jy weer kan vervang. Bring vir ons 'n bietjie in Pinkster, kos, nie bederfbaar, klere, komberse, wat ook al jy het, en ons sal seker maak dat dit regtig uitkom by mense wat letterlik dakloos is op die oomblik. Vriende, kom ons bid saam. Here Jesus, hy help ons almal in hierdie week, weer ons afhanklikheid van u geleer. Hoe uitgelewer ons is aan 'n storm. Maar dankie Here Jesus, dat ons weet ons is veilig in Christus. Dat selfs al gebeur die ergste, en ons sal ons lewe verloor, dan is u by ons. Here, dankie vir die dorp, wat so by mekaar kom, helpende hande, mense wat net aanbied en sê, ek het 'n bakkie, ek het 'n saag, ek kan help. So dankie sê Here, in my ervaring vir 'n munisipaliteit wat op die oomblik regtig hulle bes doen, wat regtig probeer om hierdie dorp te dien met alles wat hulle het, selfs kontrakteurs inkry om te herstel. Vader, ek wil vra dat ons sal groei in geduld, en dis vir ons moeilik, Here, maar dat ons sal groei in geduld, dat ons sal groei in liefde, dat ons so sout en lig kan wees. Here, dankie dat ons as 'n gemeente hierdie kwartaal 'n bietjie kan fokus op ons fokuswoord saam, dat u plan was om ook hierdie gemeente in die lewe te roep 50 jaar terug, dat ons 'n eenheid wil vorm, dat ons saam u wil aanbid en loof en u wil dien, dat ons 'n eenheid sal vorm waar daar nie verdeeldheid is nie, waar daar nie kampe is nie, waar daar nie kliks is nie. Gemeente, Here, wat oop is vir mense wat gebroken is, mense wat vergifnis nodig het. En Here, omdat ek genade ontvang het, omdat ek vergewe is, verstaan ek wat dit is. Mag ons dan 'n gemeente wees wat die genade en die vrede en die vergifnis aangee. Mag ons 'n gemeente wees, Here, wat gasvry is. Wanneer hier iemand instap wat al lanklaas by die kerk was of nog nooit by 'n kerk was nie, wat al op hulle eie sit, Vader, wat dalk 'n bietjie skrikkerig is om weer terug te wees in die kerk, Here, dat ons hulle sal raak sien, dat ons hulle sal groet, dat ons sal glimlag, dat ons sal sê welkom. Here, dankie dat u die afgelope paar weke hierdie Bybelse beginsels vir ons geleer het. Here, dankie dat ons vandag kan begin by die gawes van die Gees, dat u elkeen van ons 'n gawe gee, nie vir ons ego nie, maar vir u eer. Amen. Vriende, so ons is besig om te kyk na die gawes van die Gees. En ek het vir u gesê, daar is 'n vraelysie wat u aanlyn kan invul. Jy druk hom uit vir die eerste 9 bladsye. Ons sal nou hierdie week vir die ouens wat nie tegnologie het nie, dit uitgedruk het, want ons het nie 'n printer gehad hierdie week nie. Maar dis nie 'n probleem nie. Want ons is besig om te praat oor saam. Ons het die eerste week gepraat, as julle onthou, oor die Triniteit, Vader, Seun, Heilige Gees, 3 maar tog 1, die God van verhoudings. En daarom het hy ons geskep om in verhoudings te wees. En een van hierdie verhoudings is wat ons noem die kerk. Julle onthou, ons het gesê in die Ou Testament, as jy 'n gelowige was jy altyd deel van die gemeente van die Here. Dit word genoem die Kahal Yahweh. En in die Nuwe Testament is jy altyd deel van die kerk, die Ecclesia. En die woord Ecclesia beteken uitgeroep. Uitgeroep beteken eintlik dat ons ook nie verdien het om hier te wees
moet dit altyd onthou. So ook genade dat ons hier mag wees. En daarom roep ons ander uit om ook deel te raak van die Here se kerk. Toe het ons in week 2 gesien, Johannes 17, 'n pragtige teks, waar Jesus bid vir sy disippels. En dan sê hy in vers 21, en ook vir die wat tot geloof in my sal kom. So hy bid vir die kerk. Die realiteit, vriende, dat Jesus bid vir Oudenburg. Hy bid vir die gemeente. Hy glo in die gemeente. En vriende, ons doelwit is nie om die mees indrukwekkende kerk nie op te raak. Dis nie waar vir ons. Ons doelwit is om sy koninkryk te laat kom. Om sy wil te doen. Om ander in te bring wat nie glo nie, wat dalk nie meer kerk te kom nie. Ons het laasweek gepraat oor die belangrikheid van eenheid in die kerk. Eenheid. Ons het gesê dat in die kerk gaan dit nie net oor wat ons doen nie, dit gaan oor hoe ons daar kom. Ons verhoudings onderling met mekaar. Het ons liefde vir mekaar, het ons geduld met mekaar. En ons het gesê dat as jy nou die eenheid in die kerk wil toets, ons onderlinge verhouding, een van die beste geweer kan doen is Rede Bazaar. Rede Bazaar. Want in 'n bazaar is altyd ons met nuwe idees. En dan, hulle sê die kerk is in die moeilikheid as hy sê, maar ons het dit nog nooit voorheen so gedoen nie. Of wanneer iemand wil aansluit by 'n tafel en ons sê nee wat, ons het dit onder beheer. Vriende, eenheid, geweldig belangrik. Volgende paar weke gaan ons praat oor die gawes van die Gees. Baie lekker prakties, baie eenvoudig. En ons begin vandag by die baie bekende teks, Romeine 12. Okkie is besig om die preek op te neem, hy gaan dit daardie tyd vir ons delegeer. Dan gaan hy die skyfies, PowerPoint weer insit. So as jy na die tyd en jy wil gaan kyk na die notas, is jy welkom om te gaan kyk na die preek. Romeine 12 vers 1 tot 9. Ek doen 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van julleself meer dink as wat julle behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede, maar net een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, dan sonder bybedoelings. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons help, dan met blymoedigheid. Ek hou nogals van hierdie laaste vers, as ons help met blymoedigheid. Jy nou deel is van 'n huishouding. Kyk, ons het 6 kinders. En ons glo in kinderarbeid in ons huis. So in ons huis gaan jy skottelgoed was en pak. En jy gaan dit uitpak. En jy gaan stofsuig. En jy gaan die honde kos gee. En die blymoedigheid van jou kinders met taakies in die huis. Maar ek is al so ingestel daarop dat wanneer my kind iets doen, probeer ek vir hulle sê dankie dat jy dit doen met blymoedigheid, want vriende, dit gebeur so nou en dan
dat hulle dit wel met vrymoedigheid doen. Wanneer jy help, moenie vra hoekom nou ek nie. Kan iemand anders dit nie doen nie? Dis nie eintlik my beurt nie. Hou van die teks. Wanneer jy help, doen dit asseblief met vrymoedigheid. Vriende, ons is besig om te praat oor die gawes van die Gees. Wat is die gawes van die Gees? Ek wil 'n kort definisie gee. 'n Gawe is gegee aan 'n lidmaat. En hoekom 'n lidmaat? Want dit gaan oor die liggaam wat 'n geskenk van God ontvang. Dis 'n genadegawe. Dis hoekom dit 'n genadegawe genoem word. Want hy skenk dit vir jou uit genade, jy dit nie verdien nie. Wat hierdie gawe aanwend tot voordeel van ander. So 'n gawe gaan nie in die eerste plek oor jou nie. Gaan nie oor hoe indrukwekkend jy is nie. Dit gaan daaroor dat jy jou gawe aanwend vir ander. En dan tot die uitbou van God se koninkryk op aarde. Het gaan oor sy koninkryk. Het gaan oor sy plan. En wat jy graag wil doen is, jy wil graag geskakel wees in God se plan. Dis wat jy wil doen. Het gaan oor sy koninkryk. So het gaan nie oor jou koninkryk nie. Het gaan nie eintlik oor wat jy wil doen nie. Het gaan oor, Here sê ek stuur my. Ek wil graag geskakel wees. Vriende, ek wil graag vandag in julle voorhou Heidelbergse katekismes. Onthou julle Heidelbergse katekismes? Dis een van ons belydenisskrifte. En Sondag 21, vraag 55 vra, wat is die gawes? En hier is die antwoord vanuit ons belydenisskrifte. Sondag 21, vraag 55, Heidelbergse katekismes sê, 'n gawe, eerstens, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap het en uitleef die skatte en die gawes wat hy ons gegee het. So dit gaan oor eenheid, dit gaan oor gesamentlik, hier as 'n gemeente, maar dit gaan ook oor afsonderlik. Dat die Here ook wil graag hê dat jy jou gawe kan gebruik daar by die werk. Dat jy jou gawe kan gebruik met die vriendin wat swaar kry. Dat jy jou gawe kan gebruik nou in die dorp met Jesus. So dit is hier, maar ook afsonderlik. Dan tweedens, hierdie is sterk taal, maar dis Heidelbergse katekismes, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde, soos in Romeine 12 sê, tot nut en saligheid van die ander se lewens aan te wend. Elkeen is verplig om sy gawe gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander aan te wend. So vriende, kom ons staan stil by Romeine 12. Vers 1. Sê, gee jouself as 'n lewende offer. Gee jouself. Die teenoorgestelde van gee is hou. So gee beteken giet jouself uit. Wees daar vir ander. Hulle sê ons die sekulêre triniteit is me, myself and I. Me, myself and I. Eintlik oor my. Bybel sê die teenoorgestelde. Gee jouself as 'n lewende offer. En dan sê hy so mooi, want dis die wesenlike van die godsdiens. Dit is waar op neerkom. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons gaan in Pinkster 'n bietjie daaroor gesels. Maar jou liefde vir God word gemeet aan, het jy jou naaste lief. Sien jy hulle raak? Is jy besig om hulle te dien? Hoe doen jy dit? Jy moet jouself gee as 'n lewende offer, en dan moet jy jou denke vernuwe. Ons gaan in die week ook daaroor gesels. Jy moet 'n nuwe mens raak.
lewe die lewe van die nuwe mens, sê Kolossense. Hoe doen ons dit? Lees jou Bybel, bid elke dag. Woon die erediens, bely sonde, vra die Heilige Gees om jou te vervul, om sy wil te ken en te doen. Laat jou denke vernuwe word. Dan sê vers 3, wanneer jy jou gawe uitleef, bly asseblief nederig. Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink. Vriende, ek dink dit is geweldig belangrik. Dat die gawes in die kerk is nie 'n kompetisie nie. Daar is nie belangriker gawes en minder belangrike gawes. As jou gawe diensbaarheid is, diensbare mense in die gemeente werk baie keer agter die skerms. Hulle staan gewoonlik nie voor. Dis gewoonlik die ouens wat na die tyd van die tee bedien. En wat daar staan voor die tyd, is 'n uur, en seker maak die water is warm, en die koffie is daar, en die suiker en die tee, en dan sien julle na die tyd, hulle is besig om die koppies te was. Ouens wat agter die skerms diensbaar is. Dan kry ouens soos ek, wat die gawe het van woordverkondiging, ek staan nie voor. Nie omdat ek belangriker is nie omdat ek beter is nie, maar dit is die spesifieke gawe. Maar ek is nie belangriker as die persoon wat die teekoppies was nie. Dit is geweldig belangrik, vriende, want ek dink in die tradisie het gawes partykeer 'n kompetisie geraak. Hoeveel gawes het jy nou? Hoeveel het ek? O nee, ek is daarom nou al hier. Ek het daarom nou al. Dis nie 'n kompetisie nie. Weet jy hoekom, vriende? Want die teks maak duidelik van eintlik oor die eer van God. Gaan eintlik oor die eer van God. So, wees nederig. Ander belangrike ding is, vriende, sien ook mense raak wat ander gawes het as jy en ere. Sien ook mense raak wat ander gawes het as jy en ere. Ek het laas vir u vertel dat ek het 'n baie goeie vriend van my, hy's 'n predikant, en ons het geleer dat die werk van 'n dominee onder andere is om lidmate aan te moedig om hulle gawes uit te leef in die gemeente en hulle toe te rus om dit te doen. So die idee was nooit dat die dominee alles moet doen nie. Want as die dominee alles doen, weet jy wat? Ek het 'n klomp blinde kon. Ek kan 'n klomp goed nie doen. Daar's 'n klomp wat jy nie wil hê ek moet doen. Jy wil nie ek moet deel wees van die ek behoort nie voorsitter te wees van die finansies van die gemeente. Regtig. Maar ek sal nou al die bankrekening leeggemaak het en alles uitgedeel het. So jy het iemand nodig wat iets weet van finansies. So die werk van 'n predikant is om lidmate toe te laat om die Here se roeping op hulle lewe te kan uitleef binne die gemeente. En my werk is om lidmate toe te rus en toe te laat om te bedien en hulle te help, hulle te mentor. Maar die dominee vriend sê vir my dat een van die moeilikste goed vir hom is 'n belydenis. Is om die Heilige Gees in 'n mede-lidmaat te vertrou. Want kyk, as jy 'n lidmaat toelaat om hulle gawes te gebruik, wat dan kan gebeur is hulle gaan dit anders doen as jy. Hulle het dalk 'n ander visie. Hulle doen dit 'n bietjie anders. Hulle speel musiek in die kerk wat jy dink dalk 'n bietjie hard is vir die gemeente. Nou natuurlik moet jy hulle begelei, maar wat jy nie moet doen nie is, jy moet hulle nie vorm na wat jy wil hê. Natuurlik moet hulle binne die visie van die gemeente wees en mense in ag neem. En hy sê die moeilikste ding vir hom as 'n dominee is om die Heilige Gees in iemand anders te vertrou. Maar dit is eintlik wat die teks vra. Die teks vra nederigheid. Is jy okay daarmee dat iemand dalk iets doen 'n bietjie anders as wat jy dit sou doen? En dan kan jy dit eer. Kan jy dit eer? So bring ons by vers 4. Vers 4 sê, ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons alles ons baie in Christus een liggaam
en almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil. Ons het dit al genoem, vriende, wat 'n groot deel van saam, van eenheid, is nooit eenheid in eendigsheid, nie, maar is altyd eenheid in verskil. Nooit eenheid in eendigsheid, altyd eenheid in verskil. En die verskil, groot woord daarvoor is diversiteit. Dis 'n goeie ding. Die eenheid in verskil is 'n goeie ding. Want Korintiërs, ons gaan dit volgende week lees, sê dat as die hele kop net oog was, hoe sou dit kon hoor? Maar vriende, ons sukkel partykeer met verskil, is dit nie reg nie? Ons sukkel partykeer met mense wat anders as ons is. Soos die ou grap, ek het dit laas Sondag ook gesê, wat sê dat as jy 3 Afrikaners het, dan het jy 4 kerk en 5 politieke partye. Deel te wees van 'n kerk en toe te laat dat mense hulle gawes uitleef, beteken ons moet ruimte maak. Nou natuurlik, die goeie nuus is mense kan nie net maak wat hulle wil nie. Dis nie. Want ons het 'n woord wat sê, dis die reëls van 'n gemeente. Ons bly binne die reëls van die Bybel, die dominee ook. Maar eenheid in verskil, nie eenheid in eendigsheid. Nou wanneer ons praat spesifiek oor die gawes, kry ons 'n paar gawes in verse 6 tot 9. Wat egter belangrik is dat die gawes wat hier gelys word nie 'n volledige lys is. Dit is maar van die gawes. Byvoorbeeld, jy kry iemand wat 'n gawe het, wat die Here vir hom gee, om mense te begelei in lofbediening. 'n Kreatiewe gawe. Mense wat kreatief is in die gemeente, die Here gee vir hulle daardie gawe. Dis die ouens wat die liturgiese ruimte so mooi maak. Ons het lof spesifiek vir Pinkster. Nog iets wat jy nie wil hê die dominee moet hoor. Ek is so dankbaar. As iemand sê ek wil graag blomme maak vir Pinkster. Kreatiewe gawe. Nou jy kry nie noodwendig hier in gemeente 12 kreatiewe gawe nie, maar jy sien in die Bybel hoe mense daai gawes uitleef. Maar kom ons kyk vir 'n oomblik nou na die gawes van Romeine 12. En as jy jou huiswerk gedoen het, onthou jy kon 'n vraelys invul, jy kan dit nog vir volgende week ook doen, om jou gawe en jou plek te ontdek. Die eerste gawe is die gawe van diens. Diensbaarheid. Diensbaarheid is 'n geweldige praktiese gawe. Dit is om te help. Nou, hoe weet jy of jy die gawe het van diens? Kan ek gou dit vra? Want diens is baie keer ons baie prakties is. As jy hier instap in die kerkgebou en jy kom agter daar's iets aan die kerkgebou wat al vir jare die aandag kry. En dit irriteer jou ongelooflik baie. En jy sukkel om te fokus. Want raggies, kan iemand nie aandag gee aan hierdie ding? Dan wil ek graag vir jou sê, mag jy opskop, maar dan het jy al die gawe van diens. Want het kan wees dat jy dalk geroep word om dit dan reg te maak, om dit aan te spreek. So dis ouens wat goed doen, wat baie prakties is, en hulle doen dit met 'n blye hart. Die tweede gawe wat hier genoem word is onderrig. Dit is wanneer jy 'n gawe het en 'n passie het vir die woord. Nou ons almal, ons gaan dit in die week sien, moet die Bybel lees. As jy nie die Bybel lees nie, kan jy nie God se stem hoor nie. Geweldig. Maar ons party ouens wat wanneer hulle die Bybel lees, dan raak dit hulle so diep dat hulle sê, ek wil dit graag vir iemand vertel. Ek wil dit graag vir iemand vertel. Ek wil graag iemand anders te leer. Kyk, het jy dit gesien? Het jy dit beleef? Dis die gawe van onderrig. Ek weet van kleins af, was ek ongelooflik lief vir die Bybel, en het ek van kleins af, het ek Bybelversies aangehaal. Ek sal nooit vergeet, toe ek 6 was, het ek by 'n maatjie gaan kuier, oor 'n naweek, en die eerste dag kry ons broodjies by die tannie, en die aand kry ons weer broodjies by die tannie, en die volgende kry ons weer broodjies by die tannie,
En toe sê ek vir die tannie, die Bybel sê, ek kan nie van brood alleen leef. Daar wil ek die woord misbruik, nee. Onderrig. Bemoediging. Vriende, die gawe van bemoediging is wanneer jy konstant onder die indruk kom van mense wat swaar. Wanneer jy dit die hele tyd raak sien. Ek het soveel oproepe gekry, jy weet, van dit wat vra, Johan, wat doen ons aan die nood van die gemeenskap op die oomblik? Wat doen ons? Nie 'n aanklag nie, dit nie kritiek nie, maar dit is 'n hulp. Dis ouens wat elke aand hulle bed klim onder 'n warm kombers en hulle dink aan mense wat geen kombers het nie. Nou, in 'n sekere sin moet ons almal daaraan dink, korrek? Niemand van ons kan ongevoelig of onempaties wees nie, maar die gawe van bemoediging is mense wat ander mense se seer en nood fyn aanvoel. En hulle wil beweeg om te help. Hulle wil beweeg om daar te wees. Hulle wil beweeg om te vra hoe gaan dit. Hulle wil beweeg om te luister. Die gawe van uitreik of vrygewigheid, baie dieselfde as vrymoedigheid. Dit is mense wat 'n vrygewige hart het en wat 'n passie het om uit te reik na ander. Ook evangelisasie. Mense wat gereeld met ander mense praat, wat ken jy Jesus? Weet jy van hom? Nou vriende, weer eens, ek wil gou vir julle sê, dit is belangrik. Jy kan nie sê, ek het nie die gawe van evangelisasie nie, so ek gaan nie met mense praat oor Jesus nie. Ek kan eintlik dit doen. En dan sê Petrus so mooi, ons moet altyd gereed wees om rekenskap te gee van die hoop wat in ons leef. Altyd. Maar daar is spesifieke ouens in die gemeente wat 'n hart het vir getuienisbediening. Ouens wat sê, maar ons het 'n sendeling in Malawi, is ons besig om haar objektief te versorg. Miskien moet ons 'n uitreik reël na haar. Die volgende gawe wat Romeine 12 noem is leiding. Jy het 'n gawe om leiding te gee met wysheid en insig. Dis leierskap. Nou vriende, onthou net gou. Daar is nie een gawe wat belangriker is as 'n ander gawe. So op die kerkraad te wees, vriende, is nie 'n magsposisie nie, maar dis 'n diensposisie. Dis 'n diensposisie. Maar dis ouens wat 'n gawe het om leierskap, om beheer te neem, om die wil van die Here te onderskei en te sê, dis die rigting waarna ons moet gaan. Dis waarheen die Here ons roep. Om rigting te wys en besluite te neem volgens God se wil. Dan barmhartigheid. Barmhartigheid, baie dieselfde as bemoediging, wanneer jy 'n diepe meegevoel het in mense wat ly of swaar kry. En God gee vir jou geduld en omgee en 'n passie om ander te help. Nou vriende, as jou gawe diens is, waar kan jy betrokke raak in Eldenburg? Sy diensbaarheid is. Vriende, eiendomsbediening. Eiendomsbediening. Johan van die kerk is tans die hoof van ons eiendomsbediening. Hy doen 'n fantastiese werk, maar hierdie is 'n groot gebou. So as jy prakties is, as jy lig kan doen, diensbaarheid, teebeurte, lekker plek, teebeurte, besonder. Gemeentefunksies, die ouens wat die tafel so mooi maak, sal 'n gemeentefunksie. Stap in en wow, fantasties. Ouens wat goed is met administrasie, dan bel jy vir Mariette en vra, wat kan ek vir jou doen? So 'n admin werkie wat ek vir jou kan doen. Ons het ouens in hierdie gemeente wat dit uitstekend doen, wat seker maak dat die salarisse is korrek en die belasting is korrek, daai tipe van goed, wat ongelooflik is. Moenie vir my vra nie, ek het hulp nodig. So dit is die gawe van diensbaarheid. As jou gawe is om te onderrig, Bybelskool, wat ons in die verlede kategese genoem het. Weet jy dat ons in hierdie jaar deur die genade 180 kinders gehad wat ingeskryf is by Eldenburg. Dink ons het tans 6 kategete.
So, ek kan hoor daar's 'n behoefte. As jy pas het vir kinders, dan sluit aan klein groep bediening. Begin 'n Bybelstudie in die gemeente. Sit jou gawes. En as jy bang is en jy weet nie hoe nie, dan bel jy die dominee. En ek stap op pad saam met jou. Ek sê vir jou, en dis wat jy kan doen, dis wat jy kan gebruik, dis hoe dit werk. Prediker, vriende. Ons is besig om te bid, vriende, julle moet asseblief saam met my bid. Hierdie is nou 'n persoonlike versoek, maar dit is, ek dink, die Here se hart. Een van die goed wat my gepla die afgelope week is dat ons het nog nie 'n permanente gebou vir haweloses in die Middendorp. Spraak al met die munisipaliteit vir 4 jaar daaroor. Maar ek glo, ons gaan daai gebou kry. Ek spreek dit uit in geloof. Toe ek 'n dominee was in Bellville, het dit ons 11 jaar gevat om 'n gebou te kry by Bellville se munisipaliteit. Toe ek 'n dominee was in Durbanville, het dit ons 7 jaar gevat om 'n gebou te kry in Durbanville. So ons is nog net 4 jaar nou. Die Here moet maar die dominee ook 'n bietjie die vrug van geduld gee. Maar ons gaan daai gebou kry. En dan gaan ons lidmate nodig hê wat wil kom bedien daar, wat 'n klein preekie wil gee vir haweloses. 'n boodskap. Ons sal jou oplei. Bemoediging. Die ouens wat die gawe het van bemoediging. Ons het 'n versorgingsbediening in die gemeente. Dis ouens wat ons seniors gaan besoek. Dis ouens wat mense bystaan in krisistye. Berading. Mense wat sê ek sal graag langs 'n vrou sit wat deur 'n egskeiding gaan, want ek was deur 'n egskeiding. Ek sal langs iemand sit, iemand gaan besoek wat kanker het, want ek het kanker. Uitreiker. As jou gawe uitreiker is, vrygewigheid, dan is dit getuienisbediening. Getuienisbediening, ons het 'n getuienisbediening. Kospakkies. Dis die ouens wat sê, goed, Johan, jy het die gemeente gevra om goed te bring. Hulle gaan onderbring, gaan jy dit doen? Ek kan sê nee, want ek moet 4 Pinksterpreke maak hier. So dit sal gryp wees, nou iemand is wat sê, goed, maar ek kan nog ons goed uitsorteer. Ek kan nog ons goed by mekaar sit. Ek kan nog ons die brandweer bel om te hoor, ek het nou ouens nodig, goed nodig, ek kan die VGK bel om te hoor, ek kan die gemeentes in Swellendam bel om te hoor. Dan gaan ek 'n paar bakkies reël dat ons gou kan vat. Leiding, as jou gawe leiding is, kerkraad. Finansie bediening. Finansies. Bazaar convener. Convener van 'n bazaarstad. As jou gawe barmhartigheid is, weer eens die versorgers, vriende, dan daar is baie NGO's, nie-regeringsorganisasies in die dorp. Van ons lidmate is reeds betrokke daar. Miskien kan jy sê, ek het 'n passie vir kinders wat gestremd is, dan het jy ASD om by betrokke te raak. En jy doen dit as 'n lidmaat van Ouderwys. Vriende, die Here gee ons gawes wat nie 'n kompetisie is, om sy koninkryk te bou en om hierdie gemeente te dien. En dis 'n ongelooflike voorreg. Julle ken daai vers waar Jesus sê, soek allereers die koninkryk van God en dan sal hy, van daai vers, soek allereers die koninkryk van God, want dan sal hy vir julle gee wat? Sê gou? Miskien moet ons, en ek glo ons doen dit hier, ek glo ons kan gee. Soek die koninkryk van die Here. En dan gaan hy in elk geval vir jou voorsien wat jy nodig. En dan baie keer is ons so gefokus op wat jy net nodig, en dan het ek die tyd om die koninkryk te soek. Die Here vra, draai dit om. Draai dit om. Soek allereers my koninkryk. Gebruik jou gawe, ontdek dit, meld aan, sê hier is dit. Want dan is dit wat jy doen ewigheidsval. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die erediens wat eintlik so besonder is vandag. So vandag weer ontdek dat
sommer 'n paar a cappella liedjies en 'n gebed en om 'n teks te lees het nie elektrisiteit nodig nie. Om 'n kerk te hoor het nie elektrisiteit nodig nie. Dankie vir die diens. Here, ons hoor vandag die boodskap van gawes in 'n tyd wanneer hierdie kerk, nie die kerk, die dorp in 'n krisis is. Here sê, stuur my. Vriende, kom ons gee gesondheid vir die dank van die ding. Vriende, Susan van die Gere, ek vraag sal vir die deel met die gemeente, Susan, ek ons net daar staan. Ek wil graag vanmôre julle almal se samewerking vra. Die vrouediens weet nou dat ons laas jaar met ons afsluitingsfunksie besluit het om sopbottels te vul. En die mense het toe begin om die leë koffieflesse bymekaar te maak en ons het nou 'n hele klomp. Ek dink hier is 50 flesse. Maar julle nou moet ons dit vol maak. Vir die wat nou nie weet nie, die sopfles word gevul met verskillende lae van sopmengsels, droë mengsels en dan 'n blokkie stok ekstrak daarin en dan is dit soos rys en pasta en daai gemengde sopmengsels. Nou wil ek julle hulp vra, hier is 'n ideale geleentheid vir ons om nou daai 50 flesse gevul te kry. En ons het 'n afsetgebied wat ons in hierdie weet. Ek weet net nie nou waar staan die flesse nie. Selwyn het dit ergens gebeere. Ek sal môre sorg dat dit in die konsistorie is. En dan kan julle die flesse vul. Ek sal weer op die vrouediensgroep die resep sit van die hoeveelhede en wat julle kan insit. En dan bring dit dan saans terug. Ek sal dit maar het vir ons dan plakkertjies maak om op die bottels te plak. Om dan te sê wat is daarin en dan nou hoe moet hulle gaar maak. Nou die sopmengsel, die persoon moet 4,5 liter water tot kookpunt bring en al daai bestanddele daarin gooi en dan nou kook en dit is genoeg vir 4 tot 6 mense vir 'n maaltyd. So asseblief ek vra julle hulp, kom ons kyk of ons al daai 50 bottels hierdie week gevul kan kry. Dankie julle. Baie dankie, vriende, baie lekker prakties, waardeer dit. Gawe van diensbaarheid in aksie. Susan, ek wil net by jou heel, jy sal wat moet in die bottels kom, as jy dit kan deurgee maandag vir Marie graag gehoord aan te wees, en dan kan ons dit beskikbaar stel, né? Fantasties. Vriende, kom ons staan, kom ons sing die Onse Vader. Dis 'n lied wat ons aan die kop uit. Kom ons staan. Dis die ding, Johan sê, moet hom nie te hoog insing. Ons het die dames nodig, julle gawes, hoë stemme, ek gaan dit nie maak nie, so jy gaan dan hoor nie. Ons Vader, wil jy aansing? Vader, wat woon in die hemel, geheiligd sy naam, laat die reich kom, wie wil gestieg, soos in die hemel, so op die aarde. Geef ons vandaag ons dagse brood, en vergeef ons al ons schulden, soos ons vergeven. Niemand in ons zonde, ons nie in die verzoeken, maar verlos ons van die bose, want die is die reich en die sterkte en
Here Jesus het gesê, onthou, die taak is groot, maar ek is by jou. Nou, tot aan die volleinding van die werk.